'n daaglikse oordenking saam met my Rinus van Sion in Parys. Dis oggend 136 van ons reeks deur die Nuwe Testament. En dankie dat jy saam met ons elke oggend tyd maak vir God se woord en dat dit vir jou ook belangrik is. Vanmôre is dit juist ons punt, fokus op God. Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 1 vers 28 en 29. Inderdaad, wat vir die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, heeltemal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors voor God uit te stoot nie. So, sê hy dit nie mooi nie. Die Here gebruik swak dinge sodat slegs hy die eer kry. Is hy op 'n reuse ego-reis? Sê hy, ek wil nie hê enigiemand anders moet eer ontvang nie, want ek het bevestiging nodig? Beslis nie. God gebruik swak dinge, nie weens 'n tekortkoming in sy natuur nie, maar weens 'n tekortkoming in ons sin. God weet dat wanneer hy iemand gebruik wat in die oë van die wêreld indrukwekkend is, mense hulself blootstel aan 'n groot val, omdat hulle na daardie persoon opsien eerder as na God. Daarom sê hy, ek wil nie hê enige vlees moet roem nie, want alle vlees sal uiteindelik val. Dit was eers na Usia se dood, dat Jesaja die Here hoog en verhewe gesien het. Wie was Usia? Een van die magtigste, suksesvolle en begaafste konings in die geskiedenis van Juda en Israel. Usia het die grense van die nasie uitgebrei, ekonomiese voorspoed teweeggebring en oorlogstoerusting ontwikkel. En tog, alhoewel sy naam op almal se lippe was, het Jesaja die Here eers gesien nadat hy gesterf het. Die Here laat steeds toe dat mense sterf, nie fisies nie, maar in die oë van ander, sodat ons fokus duideliker op hom gerig kan wees. Daarom is die mens wys en die kerk volwasse, wat besef dat Usia se dood nie 'n rede is om op te hou nie, maar eerder om te sê, weer eens, Here, sien ek dat U die enigste een is op wie ek werklik en ten volle kan staatmaak. My gebed vandag, en ek bid dit saam met jou, is dat in hierdie dag ons opnuut ons oë sal vestig op Jesus Christus en hom alleen. Kom ons kyk nie rond en op ander nie. Ons kyk op. Ons het 'n koning wat op die troon sit. Die Here seën jou. Amen.